Hallo julle, dis vir my vreemd om hier in 'n kamera in te praat en ek weet nie hoeveel van julle kyk vir my nie. Ek sou graag jou gesiggie wou sien soos wat ons mekaar daarvoor in die kerk mekaar te siene kry. Maar ons doen dit op hierdie manier. Dis mos nou lockdown tyd. Ek dink julle verstaan dit. En dankie dat jy kyk na my en ander kere na Anje. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek verlang om julle weer by die kerk te sien en julle verlang seker vir julle maats by die skool en vir juffrou en net om dinge te doen, maar ek glo en ons almal glo dat dit een van die dae so gaan wees dat ons weer almal normaalweg kan wees. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek wil vanmôre ietsie met jou praat. Anja gaan vir die groot mense die teks net nou preek, maar ek wil ietsie daaroor bietjie met jou gesels. Ek dink jy weet wat is 'n stiker. As ons nou in die kerk was, dan het jy nou vir my geantwoord en ek kon nou vir jou gevra het, wat is soort stickers ken jy en waar het jy al gesien plak mense stickers? En as jy nie weet wat 'n sticker is nie, is mos 'n plakkertjie, jy trek hom mos nou so af agter, dan plak jy hom ergens en daar's mos baie sulke plekke. Ek het al gesien mense plak stickers agter op karre. Dan sê hulle is 'n blou bil ondersteuner of is 'n stormer ondersteuner of ek is 'n leeu of ek sien hierdie kompetisie op televisie, Kwela, dorp van die jaar, die kar wat rondry, plak hulle stickers agterop en sê watter dorpe was al dorp van die jaar in. Oral plak mense stickers. Ek sien selfs op selfone, stuur mense stickers. Hulle stickertjie vertel 'n storieetjie op jou mense selfoon. So hulle mense is baie keer lui om ietsie te tik en dan plak hulle 'n sticker. En as jy dit nog nie gesien het nie, vra 'n bietjie vir jou ma of jou pa, hulle moet vir jou van die stickers op selfone wys. Of dalk gebruik jy dit self, dalk is jy so oulik dat dit self vir jou maat stuur. Ek wil vanmôre vir jou ietsie vertel wat een keer met die disippels van Jesus gebeur het. Op 'n dag het Jesus 3 van sy disippels na 'n berg gevat om bietjie tyd alleen met hulle saam te bring en miskien wou hulle gaan bid het, ek weet nie wat hulle alles wou gaan doen het nie, maar en toe gebeur daar 'n wonderlike ding op hierdie berg. Terwyl hulle daar saam is, word Jesus se voorkoms so helder soos die son. Die disippels val op die grond neer. Hulle kan nie kyk hoe helder Jesus is nie. En skielik is daar 'n stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Die seun vir wie ek liefhet. Dis eintlik 'n sticker, né? Die disippels het die baie in Jesus se tyd het baie mense nie geweet maar wie is Jesus nie. Hulle het hom gevra, maar wie is jy? Is jy 'n profeet? Is jy 'n goeie leermeester of is jy net 'n goeie dokter wat mense kan gesond maak? Of wie is jy regtig? En hier op die berg gebeur hierdie wonderlike ding. En eintlik is dit God se sticker wat hy op Jesus plak. Dit is my seun vir wie ek baie liefhet. En die disippels het dit gehoor. En toe eendag, toe Petrus, een van die disippels wat daar was, toe hy eendag 'n brief skrywe vir 'n gemeente, toe skryf hy, en jy moet dit bietjie gaan lees, of vra jou mamma, sy moet dit vir jou saam lees, in 2 Petrus 1 vers 17, vers 16 en 17, dan skryf Petrus daar, en sê ons, ek en hy, Johannes en Petrus en ons almal wat daar saam met Jesus op die berg was, ons het met ons eie oë hom in al sy majesteit gesien, grootheid, glans. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste gesê het, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor en ons saam met hom op die heilige berg was. Ons het homself gesien. Dis nie 'n storieetjie wat hulle ergens gehoor het nie. Hierdie Jesus wat sy glans op hierdie berg verander het, wat die eer en die heerlikheid, dis hy wat opgevaar het na die hemel toe, wat ons donderdag aand herdenk het. Dis hy wat in die hemel is, wat sit aan die regterhand van God, wat beheer het oor die wêreld, wat beheer het oor die koronavirus, wat beheer het oor al ons moeilikheid en al ons spanning. Hy is in beheer. Hy regeer. Liewe maats, so is God. As die ander mense wonder maar, wie is hierdie man wat hier rondgeloop het, gewerk het, wonderwerke gedoen het? En Petrus hulle het self miskien ook gewonder. Hulle het gehoor, met hulle eie oë gesien. En
die stiker, hy is die seun van God. Hy is met eer en heerlikheid bekroon, ook nadat Jesus opgevaar het hemel toe. En daar bid die Here vir ons, en daar bid hy vir jou. En daar hou hy die wêreld vas, en al ons bekommernisse en al ons spanning en alles. Ons kan die Here vertrou met ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die seun van God is, dat U op 'n praktiese manier vir Petrus wil kom wys wie U is, dat U as ware 'n stiker kom plak het en sê, dit is my seun vir wie ek liefhet. En dat U opgevaar het die hemel toe nadat U opgestaan het uit die dood, dat U die Here is en dat U die wêreld in U hande vashou. En ek bid vir elkeen van hierdie kinders, hulle maats, hulle ouers, seën U vir hulle in hierdie oomblik. Amen.